Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met mekaar te wees rondom die woord van die Here. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saam seën terwyl ons hierdie klompie vrae beantwoord wat handel oor die huweliksverhouding. Nou ek glo u het vir u self al redelik punte gegee. U sal onthou ons het begin deur te sê dat die punte wat ons van onsself toeken is: 1 is nooit, 2 soms, 3 dikwels, 4 baie dikwels en 5 altyd. U sal sien ons is besig met boodskap 15 wat handel oor verhoudingsprobleme en Bybelse oplossings daarvoor. En ons gaan vanmôre aangaan met die klompie vrae wat ons vra en ons gaan vir onsself bietjie punte gee. Ek het vir u gesê dis die belangrikste verhouding wat daar is die huweliksverhouding, die verhouding wat God daar gestel het tussen een man en een vrou. En het ons ook gesien dat die harmonie geheers het by die skepping en dat deur die sondeval daar die gebrokenheid gekom het. En ons deel vandag daarmee en ons het nodig om Bybels ook oplossings te soek daarvoor. Ons het gister bietjie gekyk na die gedagte van, is ek ywerig om my geliefdes se tydelike behoeftes te vervul en daarin te voorsien. Ons het gekyk na die gedagte, voel jy saam met die ander een as hulle deur pyn en stryd gaan, as hulle net baie keer hartseer is en baie keer net half elendig voel. Is dit noodsaaklik dat ons onder mekaar sal inkom en so ook die Here sal verheerlik. Die laaste klompie vrae wat ons gaan hanteer is, bid julle gereeld saam? Nou dis 'n vraag wat ek moet vra. En dis 'n vraag wat die Bybel vir ons vra, want u sien vriende, die Bybel sê vir ons dat die vurige gebed van die regverdigheid groot krag. Dikwels bid die man en vrou nie saam nie, omdat die een minderwaardig voel teenoor die ander een. Ek onthou in my vroeë jare toe ons getroud was, sou ek en my vrou saam gebid het en sy het nooit gebid nie. En later toe ons bietjie met mekaar gesels het vir my gesê dat sy minderwaardig voel wanneer ek bid en sy moet bid en sy voel dat sy nie so kan bid soos ek bid nie en ek het weer dieselfde gevoel as ek haar hoor bid. Want u sien, dit is presies wat die vyand doen. Hy hou ons besig met mekaar in plaas van dat ons die geestelike deugde sal raak sien waarmee ons besig is deur te bid en die God van die hemel en aarde aan te roep en te weet dat hy nie noodwendig na ons woorde luister nie, maar ons harte sien en so ook dan homself verheerlik deur ons gehoorsaamheid aan sy woord wat vir ons sê bid sonder ophou. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs 6 vers 18, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Ek wil vir u praktiese raad gee. Vriende, voor jy beklei oor 'n saak, bid oor 'n saak. As daar miskien familietwiste kom, as daar miskien finansiële krisisse kom, as daar miskien probleme by die kerk of by die werk kom, is dit nodig om saam met jou man of vrou te bid. Dis nie noodsaaklik dat jy die man altyd die leiding moet neem nie. Die vrou kan ook die leiding neem. En sê, maar hoorie my man, jy pak nou af teenoor my oor hierdie ding wat vandag by die werk gebeur het, maar ek wil jou vra, kom ons bid bietjie saam, of die man kan vir die vrou sê, luister, jy pak af oor jou familie en oor al die goed wat gebeur het, maar kom ons bid bietjie saam oor hierdie saak, en kom ons bid vir ons kinders, kom ons bid vir ons kerk, kom ons bid vir ons land, hierdie goed wat ons so geweldig pla, kom ons bid saam daarvoor. En ek wil vir u sê, as 'n man en 'n vrou saam bid, as hulle saam op hulle knieë voor die Here is, as hulle saam daar by die kombuistafel sit en bid, as hulle saam daar in die slaapkamer bid, wil ek vir u sê, sal daar die huwelik saam gebind word deur 'n band van liefde en sal die Heilige Gees ons bekragtig om dan ook sodoende die Here te verheerlik. Ek vra jou, bid julle gereeld saam. Ek sê nie elke dag nie, ek sê nie altyd nie, maar gereeld. Ek gee vir jou punt uit 5 en ons bid dat die Here vir jou wysheid sal gee om te sien dat ons nodig het om oor elke saak te bid en by elke geleentheid te bid om so die Here te verheerlik. 'n Volgende vraag: is jy gasvry en diensbaar as dit by jou geliefde kom? Dit is 'n baie interessante vraag. Is jy gasvry en diensbaar as dit by jou geliefde kom? Ek wil jou vra as man, en jy moet onthou, ek is man in my huis. So ek gebruik praktiese voorbeelde uit my lewe en dan ook uit wat ek uit beradingssessies gekry het en raak gesien het. Ek wil jou vra, as jy die man wat van die werk af by jou huis kom en daar op jou rusbank gaan sit en verwag dat jou vrou jou moet bedien terwyl sy heeldag gewerk het, of is daar van jou kant af 'n gesindheid van, luister, ek wil graag diensbaar wees aan my geliefde. Hoorie my pop, sit bietjie vanaand daar op die stoel, ek gaan vanaand vir ons 'n kossie kry. En dan, al ry jy dan net na die pizza plek toe en gaan kry 2 pizzas en 'n bottel Coke en sê net vir haar, jy kan vanaand bietjie rus, dan doen jy iets wat in die hart van 'n kind van God teenoor 'n ander een is. Ons almal is moeg. Ons almal gaan deur stryd.
Ons almal se dae is vol en soos iemand onlangs vir my gesê, dis moeilik om 'n mens te wees en ek stem 100% saam daarmee. Ons is moeilik om 'n mens te wees in hierdie bose, krom en verdraaide geslag en as ons nie mekaar gaan ondersteun deur die liefde van Christus nie. Vriende, hoe sal ons dan hierdie goeie stryd kan stry? Hoe sal ons aan die einde van ons lewe kan terugkyk en sê, ek het 'n goeie huwelik gehad, omdat God daarin verheerlik was? Ag, as ek dink aan die Here Jesus se gesindheid teenoor sy disippels en hoe hy hulle van tyd tot tyd een kant geneem het en vir hulle gesê, kom rus bietjie, kom word net bietjie rustig. Dan dink ek en jy moet dieselfde gesindheid teenoor ons geliefdes hê. 1 Petrus 4 vers 8, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. Die vroukie, ek wil jou vra, moenie elke keer wanneer jy kos voorsit vir jou gesin, murmureer en kla, en teenoor jou man murmureer en kla, ek moet altyd kos maak, die pot is altyd vuil, die huis is altyd de mekaar, julle eet vir julle self op, wat is fout met julle, en die tyd wanneer die kos op die tafel gesit word, is dit bitter in die man en in die gesin se monde. Ek wil jou vra dat jy gasvry sal wees, dat daar 'n gesindheid van liefde sal wees. Ek het onlangs vir mense gesê, dis interessant hoe 'n man teenoor sy vrou kan optree en 'n vrou teenoor haar man kan optree, en as daar iemand instap by die deur, hoe hulle ewe skielik kan verander. Dit lyk amper of hulle 'n engeltjie word. En hierdie gesindheid hoort nie so te wees nie. Daarom gee vir jouself 'n punt wanneer dit kom by hierdie gedagte. Is jy gasvry en is jy bereid om diensbaar te wees teenoor jou geliefde? Die laaste vraag vir vanmôre, is jou goed joune, of weet jou geliefde wat joune is ook beskikbaar vir hom of vir haar? Ek wil vir julle sê, vriende, ek het al in my lewe baie te doen gekry met paartjies waar die man dit baie duidelik stel, dat dit wat hy het, is syne. En hy het hard gewerk daarvoor. Hy neem in ag dat die vrou 30 en 40 jaar saam met hom gewerk het, die kinders groot gemaak het, die kinders rondgery het, vir hom sekere dinge gedoen het, saam met hom die besigheid opgebou het, of wat ook al nie. Sy moet duidelik verstaan, luister, jy was maar net so iemand wat daar in die agtergrond beweeg het. En ek wil vir jou sê, die spreekwoord sê, agter elke suksesvolle man staan 'n goeie vrou. En ek wil vir jou vandag vra as man, en ek vra dit vir jou omdat ek 'n man is, weet jou vrou dat wat joune is hare? Baie mense sê, ag, maar dit is baie meer kompleks as wat jy daarvan maak. Dit is nie so kompleks nie. Jy maak dit kompleks, omdat jy jou goed vir jouself hou. En vir jou vrou sê, luister, jy het geen belang by my besigheid, by my goed, en by my finansies nie. Dikwels hoor jy van die man het sy rekening. Die vrou het nie 'n rekening op haar naam nie. Die vrou moet elke keer vra as sy ietsie wil hê. Ek wil jou vra, met watter huwelik is jy besig? Met watter verhouding is jy besig? Die Here sê, julle is een. Selfs jou finansies is een. Jou liggaam is jou vrou sinne. Jou liggaam is jou man sinne. Julle deel alles met mekaar, en daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, vriende, dat ons hierdie gesindheid teenoor mekaar moet handhaaf. Dis my hartseer as ek sien hoe vrouens en hoe mans in hierdie opsig met mekaar beklei en hoe hulle met mekaar half haks raak, omdat dit gaan oor besittings. Is die Bybel nie baie duidelik daaroor dat ons as kinders van die Here ook in hierdie opsig mekaar moet eer en God so moet verheerlik nie? Ag vriende, as ons maar in die boek Hooglied gaan lees en ons kyk na hoe Salomo die verhouding tussen die man en die vrou daar afskilder, dan sien ons dat daar nooit 'n gesindheid is van joune is joune en myne is myne nie. Maar daar is 'n liefde, daar's 'n innige teerderheid, daar's 'n gee van jouself vir mekaar en van dit wat jy het, om sodoende dan hierdie verhouding te bou. Wonderlik om te sien ook dat die Here homself gegee het, sodat ons gered kan word, en nou vra hy van ons om onsself te gee, om hom te verheerlik, uit dankbaarheid vir wat hy vir ons gedoen het. Hier is maar 'n paar eenvoudige vragies wat ek vra, en u moet dit maar beantwoord op 'n Bybels verantwoordbare manier. En u kan miskien daar in u hart wonder, maar hoe lyk dit met my lewe? Dan wil ek jou vra, gaan ondersoek, gaan praat met jou vrou, gaan praat met jou man. Dis noodsaaklik om te kommunikeer, vra vir hulle, en nie om te beklei nie, maar hoe sien jy hierdie saak in ons verhouding? En is daar nie miskien regstellings wat ek moet maak nie? Net ek jou vanaand of vanmôre vertel, vriende, elke regstelling wat ek en jy maak, is 'n regstelling wat God sal verheerlik. Elke keer wanneer ons buig onder die gesag van die woord en in ons huwelike
hierdie sake regstel, dan eer ons die Here vir sy waarheid en ons eer die Here vir die geliefde wat hy ons gegee het. Daarom wil ek jou vra dat jy sal buig onder God se gesag om hom ook in alles te verheerlik. Ons gaan môre afsluit met die laaste klompie vrae en ek bid dat die Here vir ons ryklik saam sal seën en vir ons wysheid sal gee, dat ons mekaar sal opbou in die allerheiligste geloof. Groete vir u en mooi dag verder. Tada.